Nou, goeiemôre vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Ek wil u vanmôre groet met die pragtige woorde van Halleluja lied 444. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat aan ons plek wil staan, wat voorreg om gedurig tot God se troon weer rond te gaan. Hoe verbeur ons tog die vreugde? Ag, hoe dikwels lê ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in God se Vaderhart. Jy sien vriende, as ons kyk na hierdie baie besondere en bekende en beminde Halleluja lied, dan sien ons dat ons 'n vriend in Christus het. Vriende, die Bybel sê hy is ons oudste broer. Hy is die een wat vir ons die weg gebaan het. Hy is die voorspraak by die Vader. Hy is die een wat vir ons gekleed met die kleed van geregtigheid. En ek pleit by u, as u vanmôre met sonde in u lewe sit, dat u sal sien u het 'n vriend in Christus. Vlug na hom. Vra hom, Here, help my, dat ek u as koning, as redder, as verlosser, as saligmaker kan eer deur 'n lewe wat heilig voor u is. Help my om nie weg te vlug van u nie, maar te sien ek kan na u vlug en dat ek baie vreugde verbeur omdat ek dit nie doen nie. Here, gee my genade om my hart en my denke en my optrede te verander. Jy sal onthou, ons is besig met die gedagte, hoe deel ek Bybels met toorn, woede-uitbarstings en aggressie. En vriende, ons is vanmôre by die gedagte van hoe oorwin ek dit? En ons gaan vanmôre dan kyk na die 5de gedagte. Ons het al reeds gepraat oor dat die Here vir ons 'n oplossing bied. Ons moet persoonlike verantwoordelikheid aanvaar. Ons moet patrone in ons lewe identifiseer. Ons moet die motiewe en optredes identifiseer in ons lewe. En dan die 5de gedagte vanmôre is bely en laat staan. Dis belangrik. Die Here sê as ons sondes bely en laat staan, sal ons barmhartigheid vind. Daar is mense wat ek ken, vriende wat bely, hulle bely van die môre tot die aand, hulle bely elke dag, elke oomblik van die dag hulle sonde, maar hulle wil nie daarmee breek nie, hulle wil dit nie laat staan nie. Hulle dink dat belydenis eensydig is, ek bely net en dan vergewe die Here, maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, 1 Johannes 1 vers 9. Jy sien vriende, as jy met die sonde stoei, noem dit by die naam, sonder om mooi woorde daarvoor te soek by die Here. Moenie vir die Here sê, Here, ek het vandag my meer verloor, want my vrou het my alweer kwaad gemaak, of, jy weet, ek het vandag toornig geword, want my baas by die werk het nie reg teenoor my opgetree nie, of die potholes in die pad was nie reg gemaak nie. Nee, noem jou sonde by die naam en sê, Here, ek het vandag my meer verloor, omdat ek nie gewaak en gebid het nie. Vriende, die Bybel sê dat toorn en woede en aggressie is sonde, en ek moet daarmee deel, daarom noem dit by die naam. En vra die Here, vriende, dat hy jou sal vergewe, en as jy mense seer gemaak het in die proses, gaan vra hulle om vergifnis. As jou vrou is, gaan na haar toe en sê vir haar, my pop, ek is jammer, vergewe my dat ek teenoor jou oortree het. Nie, ek het my meer verloor, want jy die kos verbrand nie. Nee, dis nie vergifnis vra nie. Dis nie om te bely en te laat staan nie. Dis om 'n verskoning te soek om jou sonde te regverdig. Eenvoudig na te gaan en te sê, hierdie ding het gebeur en ek het verkeerd opgetree. En as man van God en as kind van God, vra ek jou vergewe my. Ek het nie liefdevol teenoor jou opgetree nie. Die Bybel sê vir ons in Psalm 32 vers 5, my sonde het ek nie bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil aan die Here my oortreding bely en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. U sien, Dawid het nie doekies omgedraai, hy het gesê, Here, ek maak my sonde aan u bekend. In hierdie geval, wat ons nou oor praat, Here, u weet ek het toornig geword, ek het gesondig. Ek wil nie my ongeregtigheid bedek nie, Here, want ek weet, sonde baar sonde. Ek wil vir u sê, Here, ek wil my oortredinge bely, want deur my toorn en woede en aggressie het daar ander sondes gekom. Ek wil dit bely voor u, ek wil regmaak teenoor ander. Ek vra u vergewe my die ongeregtigheid van my sonde. Ag vriende, sonde is 'n ding wat skeiding bring en die Here het gesterf aan die kruis om juis vir ons 'n oplossing te bied. Daarom bely en laat staan. Spreuke 28:13. Ons het vlugtig daarna verwys, maar daar staan, hy wat sy oortreding bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Ek wil vra dat u in hierdie dag sal pyns oor hierdie vers. As ek my sonde probeer onder 'n maatemmer plaas, as ek verskoning soek vir my sonde van toorn, woede en aggressie, as ek ander blameer of omstandighede blameer, sal ek nie voorspoedig wees nie. Luister, my lewe sal gekompliseerd wees. Ek sal gewetenswrogings hê. Ek sal met gebroke verhoudinge sit. Die Bybel sê ek sal nie voorspoedig wees nie, maar, hoe kosbaar, maar, hy of sy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Met ander woorde, Here, ek bely en ek laat staan. En vriende, die oomblik wanneer dit weer gebeur,
Sê ek, Here, ek is jammer, toon berou oor jou sonde, bely en laat staan, sodat jy barmhartigheid kan verkry. Jy sien, die sonde van toorn, woede en aggressie sluit dinge in soos ongeduld en bitterheid en vergelding en slegsê en geskreeu en lastering en afbreekende spraak. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons dit nie moet doen nie. In plaas van ongeduld moet ek geduld leer. In plaas van bitterheid moet ek hierdie sagmoedige gees hê wat sê, Here, ek vergewe soos U my vergewe het. Ek vergeld nie, Here, want as U my moet vergeld vir al my sondes, sou ek die poel van vuur moet beerwe. Here, ek wil nie sleg sê en skree en laster nie. Ek wil nie mense afbreek met my spraak nie, ek wil U verheerlik. Efesiërs 4:31 sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Nou praat die Bybel met kinders van God. Hierdie goed moet van ons verwyder word, sit dit eenkant, sit dit weg. Maar die Bybel sê in vers 22, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Luister, die pad om hierdie sonde te oorwin is nie altyd maklik nie, maar dis die moeite werd, glo my. Glo my, as jy met mense praat wat met hierdie sonde gestoei het, en die Here het vir hulle vergifnis kom gee, en hulle het vergifnis gevra, en hulle het gewaak en gebid, en daagliks hierdie pad gestap, en gesê, Here, help my om regtig te sien waar die probleem in my lewe is, en wanneer ek in hierdie situasie beland, en wat my optrede dan is, help my, om hierdie bitterheid en woede en geskree en lastering van my te verwyder, het eenkant te sit. Maar help my om vriendelik en vol ontferming te wees. Ook vriende, dis vreugde in daardie mense se lewens, want die Here kom gee hulle 'n nuwe lewe. 'n Verdere gedagte wat ons vanmôre gaan hanteer is, stop innerlike en uiterlike toornige en aggressiewe optredes. Luister, stop die innerlike en die uiterlike. Want jy sien, as baie mense wat innerlik so toornig word, hulle ore word bloedrooi, dit lyk of waar een of ander rook uit hulle ore uitkom, en hulle oë staan so styf in hulle kop, en hulle kners op hulle tande, en hulle spierwit, en hulle dink by hulle self, ek het daarom niks gesê nie. Hulle kan daarom bly wees, ek het nie uiting gegee aan my optredes nie. Nee. Die Here sê van binne uit die hart. En daarom, vriende, leer vroeë waarskuwing tekens. Wanneer jou gesig begin rooi word, of die bloed stoot op in jou nek, of jy klem jou vuiste, of jou maag maak sulke draai, of jou stem begin bewe en raak harder, word bewus daarvan en vra die Heilige Gees om jy te herinner dat jy nou besig is om in hierdie rigting te beweeg. Stop onmiddellik. Jy het die vermoë deur die krag van die Gees om te stop. En in daardie oomblik die skietgebed in jou hart, soos in Nehemia van ouds, bid die Here vir kalmte en bid vir wysheid en insig. En begin jou stemtoon afneem. En laat jou hande ontspan en vra die Here, Here, gee my nou genade om, waar ek voorheen my meer verloor het en oor die hendels gespring het, soos die Engelsman sê. Help my om nou reg op te tree. Filippense 2 vers 12 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Onthou, elke keer as jy jou meer verloor, is God by jou. Sy Gees woon in jou. Hy hoor wat jy sê, hy sien wat jy doen. En vriende, as God langs ons sou staan, as Christus langs my sou staan, sou ek nog dieselfde manier opgetree het. Die antwoord is 1000-mal nee. Daarom vra die Here, Here, geen sonde is sterker as U nie. U sê vir my, U het juis gesterf dat ons die sonde kan oorwin. Vir hierdie rede die Seun van die mens gekom, om die werke van die duisternis te verbreek. En toorn en woede en geskree en lastering is werke van die duiwel. En dit hoort nie in God se kinders se lewe nie. Daarom stop hierdie innerlike en uiterlike toornige en aggressiewe optredes in sy kinderskoene, in sy babaskoene. Nog voor dit verder kan gaan, Here, help my en laat my dan optree soos 'n kind van die Here. Vriende, die laaste gedagte vanmôre, vervang jou sondige optrede met die regte en Bybelse optredes. Dis belangrik. Jy moet onthou, ons kan nie net die verkeerd heeltyd aflei, terwyl ons dit nie vervang met die regte en Bybelse optredes nie. So met ander woorde, wanneer hierdie simptome in my lewe na vore kom, ek word rooi in my gesig, ek beklem my vuiste, daar is hierdie bewerigheid in my stem, en ek begin my stem verhef, vra die Here vir wysheid, stop in jou spore, stop hierdie sonde in sy kinderskoene, en vervang dit met Bybelse optredes. Die eerste Bybelse optrede waarna ons gaan kyk is vriendelikheid. Die Bybel sê in Efesiërs 4:32, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ek wil vir julle sê, van die onvriendelikste en van die mislikste mense in my lewe het ek al in die kerk van Jesus gekry. Ouderlinge
wat vir 20 en 30 jaar met hulle swart pakke en hulle ou wit dassies rondloop, maar hulle is so mislik, jy kan nie met hulle huis hou nie. Hulle is mense wat in toorn uitbars teenoor mense. Hulle behandel jong mense en kinders baie keer soos vyande. En ek het besef, luister, hierdie is 'n uiterlike godsdiens, 'n fasade, 'n voorgee, terwyl God eintlik die hart oordeel. Jy sien ons tree maar net op soos ons harte eintlik voor God regtig lyk. Daarom moenie toornig wees nie. Die Bybel sê wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Jou vrou doen miskien iets en jy voel jy begin nou toornig raak. En miskien hou sy aan met hierdie bepaalde ding en jy voel ek kan nou vir haar vertel wat ek van haar dink. En ag vriende, op daardie oomblik besef ek nee, ek is kind van God. Die Gees herinner my aan die woord. In plaas van hom aan nou te gee wat sy graag wil hê, gaan ek vriendelik wees teenoor haar. Ek gaan my ontferm teenoor haar want ek sien die duiwel het haar nou in 'n struik gelei en sy probeer my uitdaag. Of dit kan my kinders wees of 'n werkskollega of miskien op die pad iemand wat voor my inry en hierdie scenario begin afspeel. Nee, Here, ek is u kind. U sê ek moet vriendelik wees. Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. En hierdie vriendelike optrede, vriende, laat baie geskille bedaar. Daarom, dis nie net lê die sonde af nie, maar vervang jou sondige optrede met die regte Bybelse optrede. Ons gaan môre aangaan met hierdie Bybelse optredes. Mag die Here vir ons gewysheid en genade gee om hom in alles te verheerlik. Mag u die goeie stryd stry, die wedloop volëindig, die geloof behou om die mooi so uit die mond van die Here te hoor. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.